Ja, hy is accept, hy behoort reg te wees. Kyk wat maak hy. Was hy? Hey, Chart. Goed om jou te sien. Ja, dis hoekom ek sê ek is bly, Ja. ons hoop nou maar net die kamera breek nie. Dis mos maar die groot ding. Nee, nee. Nee, ons ek het ook maar altyd gesê ek het nie 'n gesig vir TV nie, maar 'n stem vir radio, maar nou deesdae moet ek op die kamera wees. Ja, ons moet maar maak of ons of Ja. ons of ons of ons mooi is, maar ja, dit nou maar daar gelaat. Ja. Goeiemôre, goeienaand, goeiemôre hang af wanneer jy hierdie video gaan kyk of luister. Dis Marius Grilling hier van Suidlanders Media. Ek's 'n bestuurder van Suidlanders Media. Saam met my is Chart Free. Chart, wil jy net jou ook self aan die mense voorstel? Hallo Marius, hallo mense. Ja, ek is maar 'n boer hier in Suid-Afrika. Ek is betrokke by Suidlanders in terme van provinsiale leiding as ook sektorbestuur. So ja, dis maar die kraks van die storie. Ja, ek en jy het er nog nie eers regtig waar gedink aan 'n spesifieke naam wat ons hierdie reeks gaan gee nie, maar dit gaan oor prepping of oor voorbereiding is eintlik waaroor hierdie hele reeks gaan. Jy het 'n paar weke terug met my 'n bietjie gesels daaroor en gesê dit druk op jou hart dat mense dalk 'n paar video's moet maak wat rondom voorbereiding gaan en prepping. Ja, Marius, ek weet nie, ek dink dis nogal belangrik. Ons het in die laaste ruk 'n hele klomp mense gekry wat aangesluit het nuut. En jy weet, as ek nou moet dink aan myself en ek gaan kyk op YouTube ensovoorts, jy weet daar's 'n magdom inligting daar. En as jy nou op Google ook gaan, en dit is nogal moeilik om te identifiseer waar om te begin. Wat is die maklikste? En ek dink dit is nogal of soos jy sê, toe is dit nou maar half bietjie op my hart gedruk om te sê, hoorie, kom ons probeer die mense half 'n gids gee. Nie noodwendig dat dit in klip geskryf is nie, want alles gaan maar afhang van jou as persoon en wat lê binne in jou vermoë van die voorbereidingssituasie. Maar wel om te gaan en te sê, okay, hier is die stappe, dis wat dit vir jou half maklik kan maak, dis wat ons voorstel jy mee begin. En jy weet, en dan ook besef, jy weet, dis nie dat jy 'n klomp geld moet vat en alles op een slag te koop ensovoorts nie. Jy kan dit stelselmatig opbou. Ons hoop ons het nog die tyd. Ek glo die Vader gee ons maar grasie elke nou en dan vir die laaste goedjies bietjie om in plek te kry. Jy weet, en ek glo hierdie reeks hoop ek help mense in terme van dit. Ja, wel ek kan definitief die nood daarin sien want toe ek kom ons sê 5 jaar begin aansluit het en ook nou die nood in my hart gevoel het, yes, ek moet begin prep en so aan, het ek nog vir 'n lekker maatskappy gewerk waar jy in Desember se 13de cheque gekry het en ek het daai hele 13de cheque gevat en ek het in Makro daar in die Kaap ingevaar en ek het net gaan dinge van die rakke afhaal wat ek dink dalk ek gaan nodig hê. Ek het geen aanduiding gehad van wat is goed of wat is nie goed nie. Wat gaan lank hou, wat gaan nie lank hou nie. Daai goeders wat ek daai tyd gekoop het, het ek nou al gebruik in my huishouding want hulle het almal sleg geraak of so aan. So ek het baie dom opgetree. Maar ek het sommer net my eie kop gevolg en ingevaar. So as ek geweet het daar's dalk 'n video of twee wat ek kan kyk van iemand net om my dalk 'n meer 'n idee te gee van hey, okay, kom ons sit 'n bietjie meer fokus hierso as by 'n koekie seep of kersse koop of wat ook al die geval is. Ek kon dit nodig gehad het. Ek kon 'n video soos of 'n reeks soos hierdie regtig regtig waar nodig gehad het. My eerste keer toe ek sommer die winkels ingevaar het en net gaan koop het soos 'n besetene. Ja, verseker, jy weet, as jy dink jy hoef nie die wiel te herontwerp nie. Daar is iemand wat klaar die skoolgeld betaal het. So kom ons luister vir hulle en ek op die einde van die dag weer eens, soos wat ek sê, jy weet, dit is maar dit sal iemand baat. Ek is verseker daarvan. Spesifiek soos wat jy sê, ons het presies deur dieselfde scenario gegaan. En dit was ongelukkig maar baie ook onkunde en misleiding op die einde van die dag van goed wat jy maar raakloop op die internet en met jy weet verskillende mense waarmee jy gesels ensovoorts. En ek dink hierdie sal nogal baie help want dit hang ook maar af van area tot area en op die einde van die dag wat weer 'n keer soos wat ek al voorheen gesê het jou vermoë.
jy weet 'n stupid ding waaraan ek sommer nou so vanaand dink. Ehm ons het in die begin, jy weet, ek weet nie hoekom nie, maar vir een of ander rede waar almal altyd toemer noedels koop. Jy weet, en dit is eintlik so slegte ding wat jy kan koop. Ehm in die langtermyn, want hy verval redelik vinnig en hy word eintlik al toksies. Dis nou en hoe ek weet hy word toksies is nie dat ek chemiese toetse op hom gedoen het nie, maar kyk, jy moet een ding verstaan, as 'n rot nie iets wil eet nie, dan kan ek jou beloof dat daai ding is toksies. Jy weet, want hulle eet tot gif Ja, en hulle is alright, maar as hulle nie wil 2 minute noedels eet nie, dan moet jy dit ook nie eintlik eet nie. Maar dit is nou net 'n stupid voorbeeld van jy weet, as iemand my wys gemaak en gesê het, nee man, jy koop hierdie, kyk daarna, want almal se koppe hardloop altyd na die blikkies kos toe. Nee, ons jy weet, jy gaan jouself simpel prep met blikkies kos wat eintlik baie onprakties is, want die goed is te swaar ensovoorts. Jy weet, sou dit baie makliker gewees het as iemand net vir my gesê het, weet jy wat, koop rys, koop pasta. Jy weet, vergeet van jou lekker sousies en sulke goeters. Fokus eerder om ten minste iets in die maag te kry. En dit is, ek dink, wat baie keer mense nie verstaan nie is, dit is nie, jy gaan nie eet soos wat jy nou noodwendig eet nie. Ek meen, dis hoekom ons almal so lekker dik is. Maar soos wat ek ook vir my ja. kinders sê, ek berei nou maar myself voor. Jy weet, dis waar die pens vandaan kom. So, jy weet, jy hou maar 'n bietjie kos daar reg vir die situasie. Ja. Nee, ek speel sommer. Maar op die Nee, einde van die dag is, nee, jy weet, definitief. ja, nee, verseker. Dis hoekom ek sê, maar op die einde van die dag, ek dink wat ons dan sal doen met die reeks, in my opinie is, ons moet maar ons jy weet, vir die mense ook vra, jy weet, wat wil julle graag weet? Want ek dink daar's ook van die gesoute Seilanders wat nou al vir jare, jy weet, hulle prepping ding doen. Maar daar is dalk iets hier en daar wat hulle dalk ook self wil weet. En dan sal ons obviously fokus op meer van die nuwe lede ensovoorts. Waar begin jy? En ek dink ons moet dalk ons sal nou maar kyk hoe ons aangaan. Maar ek dink kosvoorbereiding is obviously iets waarna ons sal moet kyk. As ook hoe om jy weet, net weer 'n keer, waar begin jy? Nie in 'n scenario van nee, maar jy moet nou maar hierdie en daardie en so nie. Ek wil net vinnig aanraak, Marius, as jy my 'n tydjie sal gee, laat die mense net verstaan hoekom 'n mens ook voorberei. Ek weet as jy 'n paar jaar terug gaan, en ek praat nou, okay, toe ek nou begin het, is nou baie lank terug, maar selfs tot nie te lang ver terug, onlangs nie, het baie van die mense sê jy weet, jy's mal. Hulle verwys altyd na die 94 verkiesing wat al die regs is hulle blikkies kos gekoop het en al daai tipe goed. Maar as jy en dis nou weer 'n keer mense, maar my opinie, maar as jy gelowige mense is, sal jy baie maklik agterkom en jy sal dit optel in jou Bybelse stories ook, waar daar op meer as een plek jy weet, die voorbereiding gedoen is. Ek meen, die heel eerste storie kan jy sommer klaar wegskop met Noag. Onthou, hy het aan daai bootjie gebou vir 120 jaar. Nou, hy het nie net die boot gebou nie. Obviously het hy diere ingeneem en daar was kos wat daarmee gepaard gegaan het ensovoorts. Wat beteken, daar is die eerste beste voorbeeld van voorbereiding. En dit gaan oor die moeiliker en swaarder tye. En ek dink dan maar jou tweede voorbeeld sal dan nou obviously Josef wees, met die 7 goeie jare en die 7 swaar jare. En as jy ook in ons eie geskiedenis kyk, jy hoef nie te ver terug gegaan nie. Jy weet, as jy dink, kom ons sê 40, 50 jaar gelede, dalk 'n bietjie langer terug, het die mense geboer, jy het 'n oes gehad, en daai oes is weer gebruik vir die winter. So as jy beet geoes het, ja, in vandag se tyd dink hulle, okay, jy oes die beet en dan vat jy die beet en jy verkoop die beet en dan het jy nou jou geldjies en jy gaan koop jou goed en spar. Maar daai tyd het dit nie so gewerk nie. Alles wat ekstra was either ingelê of geruil met jou buurman vir iets anderste wat hy dalk nou het, ensovoorts. En dit is alles eintlik tegnies gesproke, as jy wil gaan kyk wat die opstel is van voorbereiding, is dit presies dit. So ek dink ons gaan weer terugbeweeg na so iets toe. Ek is net 'n stupid voorbeeld. Voordat ons nou hierdie videoetjie gemaak het, is ons buurman, hy so 3 weke terug is hy oorlede. En ons was nou gou daar by die vroutjie, want sy wil haar ganse rondloop in haar jaar.
Maar sy het nie, jy weet daar's nou nie jakkalsdraad of so iets op nie, soos sy is nou bang iets kan nie goed vang en so voort. So ons het gou gegaan, gou vir die jakkalsdraad opgesit en sy het toe gesê nee, maar kom vat vir jou asseblief 10 hoenders hier by my. Toe vra ek dan vir haar, okay, maar hoeveel gaan kos? Nee, maar jy het my nou gehelp met hierdie, jy weet, so weer 'n keer kom ek terug na daai uitruilstelsel as jy dit so kan stel. Jy weet en dis maar waantoe ek dink ons gaan Ja, beweeg op die ruilhandel. einde van ja, die ruilhandel, dis waantoe ons gaan beweeg glo ek in die langtermyn. Ja. Ja, ek bedoel as jy ook gaan kyk na ons voorouers, die voortrekkers. Hulle moes geprep het. Hulle moes voorberei het om daardie trek aan te pak. En as hulle op 'n plek kom waar hulle weer kan hulle voorraad weer opbou, dan moes hulle weer opgebou het want hulle het nie geweet hoe ver gaan hulle nog weer trek tot hulle op 'n gunstige plek kom waar hulle nou gaan afpak en besluit hier gaan ons nou boer nie. Hier gaan ons dalk 'n dorpie begin nie of wat ook al nie. So dit is maar net deel van ons geskiedenis. Soos jy sê, dit kom uit die Bybel uit ook definitief. Noag het nooit God het nie vir hom 'n dag en datum gegee wanneer die Ja, vloed gaan begin nie. God het net vir hom gesê, jy moet die ark bou, jy moet die diere bymekaar maak. Hierdie is die mates en die grootes. So kry die goed bymekaar. So Noag het geprep en toe dit begin reën, toe is hy reg daarvoor. Hy het nie geweet, o, jette daar lui die klokkie nou, dit gaan nou begin reën nie. My tyd is verby nie. So nee, ek is saam met jou. Ek is definitief met jou daar. En ek is opgewonde op. Op 'n ander ding wat ek gou wil raak is presies wat jy 'n bietjie nou gesê het 'n tydjie terug is vir die kykers en die luisteraars. Luister, ons wil hierdie 'n interaktiewe reeks maak. Wat bedoel is hoe meer kommentaar jy kan gee, hoe meer vrae jy het om te vra, hoe meer as ons dalk oor iets gepraat het en jy het 'n ander aspek wat jy goeie raad het daaroor, sit dit in die kommentaar gedeelte by. Sê man, jette, ek het gesien as jy met 'n 2 liter bottel dit of dat doen, dan is dit wonderlik. En dan so help ons almal mekaar. Jy vir ons wat die video's maak, maar ook die ander ouens wat die kommentaar het en ons weet ook in watter rigting moet ons hierdie reeks dan invat. Okay, as daar 7 mense is wat wil weet oor voorbereiding van sade wat jy moet bymekaar maak vir as jy gaan moet plant dalk na jou kos uitgehardloop het, dan gaan jy moet plant. Jy gaan moet een of ander tyd gaan jy dalk moet 'n bietjie plant en ploeg en te kere gaan om weer vir jou kos te kan voorsien. So ja, asseblief, die luisteraars, die kykers, die wie ook al kommentaar, soveel as moontlik. Ons gaan daarop bou, wil ek amper sê. ja ek dink jy's 100% reg Marius en ek dink dit is belangrik dat ons dit wel so doen. Is die interaktiwiteit daarvan is vir my baie belangrik want ons wil nie soos ek sê daar's 'n magdom prepping video's wat jy na kan gaan kyk. Maar ons wil regtig hê die mense moet vir ons die leiding gee en wys wat wil hulle weet. En dit is vir my belangrik. So ek stem 100% saam met jou. So ons gaan nou maar hoop die mense help ons bietjie op die kommentare en wel vir ons te sê hoorie ons wil graag weet van hierdie jy weet as ons hierdie wil pak of daai wil doen of hierdie jy weet hoe berei mense byvoorbeeld iets soos nagmerrie maar wat soos versuursuiker. Jy weet hoe sal 'n mens dit nou byvoorbeeld prep? Jy weet en daar is mense wat die skoolgeld al betaal het. So hopelik kan ons mense help dat hulle nie weer hoef te sit met hierdie scenario nie. Jy weet en Ja, so weer so stalkie wat ek net wil byvoeg. Ons het in die begin as jy nou maar jou prepping doen en jy doen goed soos pap en daai tipe goeders. Op die einde van die dag jy weet jy vries dit, jy maak seker die goggetjies se dood, al daai hoed maar daar gooi 'n bloekomblaar by ensovoorts. En maar dit keer toe nou nie die rotte en die muise nie. Hulle het so 'n paar bottels bygekom. Jy weet so dis iets wat nie ja, noodwendig altyd in ja, ag geneem word nie. Ons het byvoorbeeld my kind gebruik die voorbeeld. Sy sê hierdie rotte is op steroids want hulle kom maar vreet hulle 'n gat in die jik bottel en as hulle klaar die jik geëet het, maar daar's charcoal ook, dan eet hulle 'n bietjie charcoal. Jy weet net om die jik om die gif weer uithaal. Jy weet so die goed is maar jy weet ja, dis nie net een faset nie. Dit is ongelooflik baie fasette wat bymekaar moet kom. Jy weet en ek het nou net so vinnig geraak aan die stoor scenario. Maar jy weet hoe kom jy by die voorbereiding uit? Waar begin jy? Wat is die maklikste? Pas op vir hierdie, pas op vir daai.
Ek sê altyd vir die mense, pas op maar vir die gimmicks, want daar is baie van die tipe goed. Want is maar iemand wat iets gewoonlik aan jou of iemand wat iets aan jou wil smous, en hulle is gewoonlik nie goedkoop nie. So ja, dis maar ja, een Ja. van die goeters wat ek maar altyd vir die mense ook sê of waarsku teen, as ek dit so kan stel. Dis hy. Nee, ek stem heeltemal saam met jou, Chart. Ek dink ons gaan baie afhanklik wees van die mense se kommentare. Tussen my en jou het ons nou al hierdie pad gestap en ons ken mense wat ook al redelik die pad gestap het. So van uit ons uit het ons 'n goeie bron, maar hoekom sal ons nie die publiek ook as 'n bron gebruik om hierdie ding te dryf nie? En dit is hoekom ons juis hulle wil deel maak van hierdie reeks. Want ons het nie altyd al die antwoorde nie en dalk soos ek sê, is daar een of ander oomie wat 'n briljante plan op sy plaas uitgedink het om iets simpels te doen wat nie baie geld kos nie, wat ons almal by kan baat. So ja, ek is opgewonde oor hierdie reeks wat ek in die aanpak. Ja, en ek meen dis soos die reeks wat jy en Simon ook gedoen het. Ek meen dis presies jy weet dieselfde konsep op die einde van die dag. Hy het nou 'n uitstekende praktiese voorbeeld gebruik van die jy weet daai oorlog wat hulle daar gehad het ensovoorts. Maar ek dink wat ons dalk mee gaan sit is ons gaan dalk in die langer termyn, want om eerlik te wees, niemand van ons weet hoe ver gaan ons val nie. En as ek sê hoe ver gaan ons val, bedoel ek hoe ver gaan ons teruggesit word nie. Jy weet, en ek dink dit is in 'n mate in my eie wese voel ek ook deel van hierdie is ook jou broederliefde op die einde van die dag. Want dis iets wat missing geraak het oor tyd. Ons het nie meer liefde vir mekaar nie meer liefde vir jou buurman nie ensovoorts. En ek dink deur hierdie te doen sal jy vinnig agterkom, Mori, maar jy eerste in jou hart, ja, jy of ek kom ek stel dit so, ons het so begin, jy het vir jou en jou familie voorberei. Maar soos wat die stappies aangaan, berei ek nou ons nou lankal nie meer vir ons voor nie. Ons berei vir ons volk voor. En dit is maar waarop dit neerkom Ja. op die ou einde van die dag. Ja, jy vergeet baie keer dat daar's 'n ou wat nuut begin. Jy weet hy dalk nie al die kennis en die maniere wat jy nou al aanwerk nie. Maar ons moet maar so bietjie, ek dink, soos Mike De Lange altyd sal sê, let's go back to basics. En ek dink dit is belangrik. Want dit is iets waarna ons moet terug na toe gaan en net weer die mense net daai hulpstootjie gee. Ja, Marius, ek dink dis omtrent dit. Ek weet nie of daar iets anders is wat jy dalk wil byvoeg nie. Nee, ek dink dat hierdie was 'n lekker gesels vir 'n inleiding tot die reeks wat ons gaan doen. Ons sal teen volgende week sal ons begin met die eerste offisiële voorbereidings wat ons nou gaan praat oor spesifiek wat om te doen, wanneer om te doen, wat ook al. Ons gaan ook nou na hierdie video gaan ons die kommentare dophou. Miskien is daar 'n interessante dingetjie wat uitpop wat ek en jy dan mee kan afskop. Maar ja, vir 'n inleiding, ek is gelukkig hiermee en ek soos ek sê, ek kan nie wag nie. Ek dink dit is 'n bitter goeie idee. Ek wens ek het sulke video's gehad wat vir my riglyne gegee het toe ek begin het 5, 6 jaar terug. ek was baie onnoosel en ek het baie geld gemors. Sommige net oor dat ek gedink het ek is slim en wil wil my eie kop gevolg het. Maar En nou daai ja, daai dankie geldmors Chart. deel, Marius, is die groot ding, verseker. Ja, ja, nee definitief. Chart, ek sê vir jou dankie en dan gesels ek en jy weer volgende week met mekaar. 100%. Dat Goed, hy Chart, lekker dag goed verder. gaan. Bye. Bye bye.